Romeine hoofstuk 8, ons kyk vanoggend na die eerste 4 verse daar. Dit is natuurlik 'n magtige hoofstuk, een van die hoofstukke wat uitstaan, ek dink in die hele skrif in 'n sekere sin, word dit gesien as een van die mees primêre of die mees uitsonderlike hoofstukke. En ons kyk maar vanoggend net na die eerste 4 verse. My beplanning is om nie te haastig deur hom te werk nie, maar ook nou nie so stadig dat dit frustrerend is nie. Ek voel so wat die Here lei en so wat die woord beskikbaar is, of so wat die boodskap ook deurkom, so sal ons gelei word om die pas aan te gee. Maar vanoggend kyk ons na die eerste 4 verse van Romeine 8. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie wandel na die vlees, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe is Christus, in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde van die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word. In ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Sover ons geleesde gedeelte vanoggend. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons help, dat ons met wysheid ook na hierdie teks sal kyk. Ons loof U, Here, vir U goedheid, dat U vir ons seën met U woord, dat U woord steeds tot ons spreek. En ek bid, Here, dat U vanoggend van die Heilige Gees van wie ons nou gepraat het in ons voorlesing, dat hy ook met ons sal wees en ons sal lei in die waarheid van U woord. Dankie, Here, vir die geleentheid wat ons as gelowiges om saam te kom. Maar mag dit wees dat U woord tot ons harte spreek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons 'n nuwe baas by die werk. Die ou baas is weg. En die nuwe baas het heeltemal 'n nuwe benadering tot dinge as die vorige een. Hy het sekere beginsels waarvolgens hy dinge gedoen wil hê. Maar die werkers is nog dieselfde werkers, al is die baas nie. Die werkers is nog dieselfde werkers. En so die nuwe baas vind dit redelik frustrerend, want hulle verander nie so vinnig soos wat hy wou gehad het hulle moet. Die vorige baas was vir baie jare lank in beheer, en terwyl die werkers regtig hard probeer om op die nuwe manier te werk, kry hulle dit nie altyd reg nie. Hulle verval soms nog in die ou maniere. Dit was Romeine 7. Die gelowige wil reg doen, maar ons het nog steeds en aanhoudend hierdie geveg, en ons val nog gereeld in die sonde. En hierby sluit Romeine 8 dan aan en sê, dit is eerstens belangrik dat ons verstaan, daar is geen onderbreking tussen 7 en 8 nie. Paulus het nie hoofstukke geskryf nie, hy het 'n brief geskryf. Die hoofstukindelings is maar net daar om ons te help, maar die punt is dat hoofstuk Romeine 8 sê vir ons dat die ou bestuurder is nou weg, hy is nie meer in beheer oor ons nie. Met ander woorde, hy het sy mag oor ons verloor. Ons hoef hom nie meer te dien nie, om die waarheid te sê, ons behoort hom nie meer te dien nie. En die Heilige Gees help ons om dag en dag meer die mag van daardie ou meester te verbreek. Ons word nou in staat gestel om in steede daarvan om ons ou meester die sonde te dien, deur die werking van die Heilige Gees ons nuwe meester, en dit is God, te dien. Dit is interessant, in die hele boek van Romeine is daar nog net tot nou toe, tot hoofstuk 7, die laaste vers, net 2 keer verwys na die Heilige Gees. En hier in hoofstuk 8 is hy
eintlik die hoofonderwerp in die eerste deel van die hoofstuk. En ons kyk dan net vanoggend na die eerste 4 verse onder die titel Vry van die mag van die sonde. Vry van die mag van die sonde. En ons sien dat in Christus het sonde sy mag oor die gelowige verloor. En ek wil vanoggend dan 3 bemoedigings gee van dit wat ons in die geloof in Jesus Christus het. Die eerste bemoediging is dat ons is geregverdig deur geloof, of deur Christus. Ons is geregverdig deur Christus, vers 1. Nou is belangrik dat ek hierdie ding nou in die begin sê. Die eerste vers, die laaste deel van die eerste vers, is nie in die beste en die mees algemene manuskripte beskikbaar nie. En eintlik as jy kyk, die laaste deel van vers 1 is eintlik 'n duplikasie uit vers 4. So daardie deel wat sê, vir die wat wandel na die vlees, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, is 'n duplisering vanuit vers 4. Hoekom sê ek dit? Want dit is belangrik dat ons sal verstaan die konteks van wat Paulus hier probeer oordra. So wat vers 1 vir ons sê is, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Elke ware gelowige het die ewige lewe. Dis 'n waarborg aan elke ware gelowige in Jesus Christus. Daar is niks wat jy kan doen, daar is niks wat enigiemand anders kan doen om dit te verander nie. Elke ware gelowige het die ewige lewe. Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Let op wat sê hy, daar is dan nou reeds bestaande tyd, nou teenwoordige tyd, geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie. As jy in Christus is jy 'n gelowige, en as jy 'n gelowige is daar vir jou geen veroordeling nie. Elke gelowige is geregverdig deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Of as ek dit anders kan stel, Jesus Christus het 'n genoegsame werk gedoen om die prys vir elke gelowige se sondes te betaal. Ons sondes is weggewas, niks kan meer tussen ons en God staan. Ons is geregverdig deur die geloof, en daarom is daar vir ons geen veroordeling nie. En dis 'n wonderlike wete, dat my verlossing is nie afhanklik van my eie werke nie. Want wat het ons laasweek gesien? Ek kan probeer so hard wat ek wil, ek sal nooit die sonde finaal in hierdie lewe uiteindelik afgesterf kry nie. As my verlossing van my afhang, dan was ek in die hel. Daarvan is ek seker. Die probleem is dat ek is 'n sondaar, en die probleem is jy is 'n sondaar. Elke gelowige sal 'n sondaar wees tot die dag van sy dood. Daar is niemand sonder sonde onder ons nie. En selfs een sonde, 'n klein sonde as jy dit so wil noem, elke sonde verdien die ewigheid in die hel. Dis wat elke mens verdien, broer en suster, is die ewigheid in die hel. Maar die gelowige sal nie die hel ontvang nie. Hoekom nie? Want daar is vir ons geen veroordeling meer nie. Hoekom? Dis nie omdat ons sonder sonde is nie, dit het ons laasweek gesien. Ons sukkel nog met die sonde. Die gelowige wil nie meer sondig nie, maar teen ons eie wil sondig ons nog steeds. Elkeen van ons verdien die hel, maar hier's die ding, hoekom gaan ons nie veroordeel word nie? Uit genade sal hulle wat die ewige hel verdien, in Jesus Christus die ewige lewe ontvang. Hy het die werk gedoen. My verlossing is in hom. Hy het die werk gedoen.
Ek is geregverdig deur sy bloed en daarom staan ons sonder veroordeling. Maar nou dat ons weet ons word nie meer veroordeel deur die sonde nie, beteken dit ons gaan sondig net soos ons wil, sonder om op te hou. Natuurlik nie, dis waaroor Paulus in Romeine 6 gepraat het, nie waar nie. Dat dis dwaasheid om so te redeneer. Geen ware gelowige kan so redeneer om te sê ek kan nou sondig soos ek wil nie, want ons is nie gered net sodat ons die ewige lewe sal kry nie, maar ons is gered sodat ons nou reeds sal lewe om God te probeer verheerlik, om God te eer. En het hy in Romeine 7 vir ons gewys laasweek, ja, die gelowige bly veg teen die sonde. Ja, ons verloor somtyds die geveg. Ons val somtyds in die sonde, maar ons hou aan om te veg. Dis wat dit is om 'n Christen te wees, is om aan te hou veg. Ons wil nie meer sondig nie. Maar in ons eie krag is ons nie in staat om teen die sonde te oorwin nie. En so om te probeer om te poog deur die letter van die wet om God tevrede te stel, gaan jy elke keer val. Die letter van die wet kan ons nie help nie, dis deur 'n nuwe hart. Nee, maar ons kom nou daarby. Ons het hulp nodig om hierdie geveg teen die sonde te veg. En dis wat Paulus dan nou volgende in ons tweede punt aanspreek. Ons is vrygemaak van die sonde, vers 2 en 3. Ons is vrygemaak van die sonde. En luister wat sê daar in vers 2 en 3, sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus het ons vrygespreek van die wet van die sonde en die dood. Die oomblik toe jy tot geloof gekom het, daai oomblik het jy die Heilige Gees ontvang. En die Heilige Gees is ons wapen teen die sonde. Hy is die Gees wat heilig maak. Hy is die Gees wat ons vrymaak van die sonde. Ons kan nie die sonde beveg in ons eie krag en wen nie, maar met die Heilige Gees kan ons teen die sonde veg en wen. Dag vir dag, meer en meer voer ons saam met die Heilige Gees stryd teen die sonde en met die krag van die Heilige Gees, anders as met die letter van die wet, kan ons oor die sonde oorwin. Nou die wet waarvan Paulus hier praat in vers 2, en dis belangrik, die wet wat hier of vertaal word met die woord wet, is eintlik nie die woord, dit verwys nie na die wet van God in vers 2 nie. In vers 2 verwys dit na 'n mag of 'n beginsel. In die res van die verse verwys dit oral na die wet, maar hier spesifiek nie. So dit verwys na 'n mag of 'n beginsel. So die beginsel of die mag van die Heilige Gees van die lewe is wat ons in Jesus Christus het. En dit maak ons vry van die mag van die sonde en van die dood. Is wat Paulus in vers 2 sê. So vanaf ons tot geloof in Jesus Christus gekom het daar 'n nuwe weg, maar 'n nuwe mag hier in ons kom werk. Voorheen was ons uitverkoop aan die mag van die sonde, wat uiteindelik gelei het tot die dood. Maar nou is ons in Christus onder die nuwe mag, die mag van die Heilige Gees, wat na die ewige lewe lei. Maar kom ek vra dan nou die vraag, ek sê ons titel vir ons tweede punt is, ons is vrygemaak van die sonde. Wat bedoel ek as ek sê, ons is vrygemaak van die mag van die sonde? Beteken dit ons is nie meer in staat om te sondig nie? Natuurlik nie, ons sondig nog steeds. Beteken dit dat die sonde ons nie meer gaan versoek nie? Dit hou aan om ons te versoek, nee, elke dag. Klim net in jou kar en ry in die straat af en kyk hoe vinnig kom die sonde om jou te versoek, nee. Jy kan op ander plekke ook stop, maar die punt is dat die sonde versoek ons altyd. Maar hier is wat dit beteken om vry te wees van die mag van die sonde. Ons hoef nie meer aan die sonde gehoor te gee. Ons kan dit weerstaan. Ons kan die sonde weerstaan. Ons is onder 'n nuwe meester.
'n nuwe bestuurder is oor ons aangestel, en dis die Heilige Gees wat oor ons aangestel is, sodat ons nie meer die ou meester, die sonde, hoef te dien. Ons hoef hom nie te dien nie. Om die waarheid te sê, dit sou onvanpas wees vir 'n Christen om aan te hou om die sonde te dien, is dit nie? Dit is onvanpas. Wat van pas is dat jy sal lewe tot eer van God. En deur die Heilige Gees is jy in staat om dit te kan doen. Gaan ons nog sukkel met die sonde? Gaan ons nog soms val? Maar ons rigting in ons lewe wat verander het. Ons veg teen die sonde. Ons begeer om God te verheerlik in alles wat ons doen. En ons kan nou die sonde oorwin. Hoekom? Want die Heilige Gees stel ons in staat om te kan wen teen die sonde. Wat ek wil hê ons moet verstaan is dat dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis bewerk het, is nie net vir toekomstige waarde nie. Dit is so dat eendag sal ons voor die regterstoel van God staan en daar sal vir ons geen veroordeling wees nie. Dis waar. Maar nou reeds het ons in Jesus Christus die Heilige Gees wat ons in staat staan om nou reeds die geveg teen die sonde dag vir dag meer en meer te wen. Want, sê Paulus in vers 3, God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Kom ons breek daai op, want dit is 'n vreeslike stelling, vreeslike moeilike taalgebruik ook vir die Afrikaanse ou vertaling. Maar kom ons breek dit op stuk vir stuk. God het wat vir die wet onmoontlik was. Wat kan die wet doen? Die wet van God kan vir ons vertel wat is sonde. Is ek reg? En die wet kan vir ons vertel wat is nie sonde nie. Maar wat die wet nie kan doen nie, is die wet kan ons nie bevry van die sonde. So die wet kan vir ons vertel wat is reg en wat is verkeerd, maar dit kan nie vir ons help om dit te doen wat reg is nie. En so niemand kan geregverdig of geheilig word deur wetsonderhouding nie. Hoekom nie? So God het wat vir die wet onmoontlik is gedoen, omdat dit kragteloos was teen die vlees, is Paulus se tweede deel van die vers. Jy sien, wat ek wil hê ons moet verstaan, die probleem is nie die wet van God nie. Paulus het in Romeine 7 vir ons gesê, die wet is heilig, die wet is regverdig, die wet is goed, die wet is geestelik, so die probleem lê nie met die wet nie. Moenie daai fout maak nie. Ons moet nie die wet weggooi nie. Die wet is God se wil vir ons. Die wet is goed en heilig. Maar die probleem met die wet is, dis nie sterk genoeg teen ons vlees nie. Dit kan ons nie verhoed om in die sonde te val nie. Dis die probleem. Die probleem is nie die wet nie, die probleem is ons vlees. Ons sondige natuur is sterker as die wet. Die wet kan dit nie oorwin nie. Ons sondige natuur is te sterk. Maar ek wil doen wat die wet van my vra. En ek kan dit nie doen nie. Want ek doen wat ek nie wil doen nie. Dit was Romeine 7 weer eens. My sondige natuur is te sterk. Die wet is kragteloos. So wat nou? God het gedoen wat die wet nie kon doen nie. Hoe het hy dit gedoen? Die res van vers 3. Deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees. En ter wille van die sonde te stuur, sê hy verder. Sodat die sonde veroordeel is in die vlees. Kom ons breek dit weer op. God stuur sy eie seun. Wie se seun is dit?
God se seun. Wat beteken hy is self God, net soos God die Vader God is. En hy word gestuur, sê die vers, in gelykheid van die sondige natuur. Nou, die Doadiste glo dat Jesus het nie werklik as 'n mens gekom nie, hy het net soos 'n mens gelyk. Maar dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê nie hy het in die gelykheid van 'n mens gekom nie. Hy sê dat hy het in die gelykheid van 'n sondige mens gekom. Met ander woorde, Jesus was in elke opsig mens, net soos ek en jy, sonder om te sondig. Dis al wat die vers. Met ander woorde, in elke opsig was hy soos ek, en in elke opsig was hy soos jy. Met hierdie een uitsondering dat hy was, geweldige uitsondering, hy was sonder sonde. En sê Paulus, hy het ook gekom ter wille van die sonde. Met ander woorde, hy het gekom as 'n sondoffer, as 'n offer vir die sonde. Dis die rede vir sy koms, en is interessant, die woord, hierdie spesifieke woord wat hier vertaal word met sonde in vers 3, word in die LXX, dis nou die Septuaginta, die Ou Testament, die Griekse weergawe van die Ou Testament, word dit gebruik om te verwys na die sondoffer van die Ou Testament, is dieselfde woord wat gebruik word. En as jy nou kyk in Hebreërs hoofstuk 10, vers 6 en 8, en jy kyk na Hebreërs 13, ek dink is vers 11, dan word die woord gebruik om te verwys na die sondoffer, na die offer wat gebring is vir sonde. Met ander woorde, Jesus Christus is die offer vir ons sonde. Hy het gesterf vir my en jou sonde. Sodat die sonde veroordeel is in die vlees. Wie se vlees? Die vlees van Jesus Christus. Die straf en die vonnis wat die sonde vereis vir elke gelowige is deur Jesus Christus betaal. Dis klaar. Tetelestai, dit is volbring. 2000 jaar terug is jou sonde aan die kruis afgesterf, vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Met ander woorde, broer en suster, die sonde het alle reg en aanspraak op die gelowige verloor. Die sonde het nie meer mag oor ons nie. Ons kan dit weerstaan. Ons kan dit beveg. Ons kan daaroor oorwin in die Heilige Gees. En elke gelowige broer en suster, hierdie is belangrik, elke gelowige moet teen die sonde veg. Dis die getuienis van ware geloof. Is dat jy 'n nuwe meester wil eer. Jy moet teen die sonde veg. Jy moet teen die sonde veg. So wat leer vers 2 en 3 ons? Verenig met Jesus Christus is die mag van die sonde oor die gelowige verbreek. Die sonde kan ons nie meer eerstens in die hel werp nie, want daar is vir ons geen veroordeling in vers 1. Maar die sonde kan ons ook nie meer oorheers of beheer nie. Ons kan die sonde deur die werking van die Heilige Gees weerstaan en afsterf. Broer en suster, ek pleit by jou, veg teen jou sonde. Met alles in jou, want jy is in staat om dit te oorwin, deur die werking van die Heilige Gees in jou. God het deur sy seun vir ons bewerk wat die wet nie in staat is om te doen, sodat ons in staat is om die sonde te kan beveg. Ons kan oorwin oor die sonde. Hou aan veg. Maar dit bring my ons by ons laaste punt, in vers 4. Ons is geesvervuld in ons wandel. Ons is geesvervuld in ons wandel. So dan sê Paulus, omdat Jesus Christus gekom het en ons in staat is om die wil van God te doen, die sonde te beveg, is die reg van die wet vervul. Wat sê hy? Die wet wat heilig en regverdig en goed en geestelik is,
is terselfdertyd te swak om oor die sonde te oorwin. Ons kan nie die sonde oorwin deur die oudheid van die letter nie. Maar ons kan die wet vervul. Ons kan die sonde oorwin deur die nuwigheid van die Gees. En dis wat vers 4 vir ons sê. Om die 10 gebooie voor oor te hou en te dink, ek gaan dit regkry in my eie krag is dwaasheid. Want jy sal 'n rebelsheid in jouself vind, 'n opstandigheid om dit te doen wat jy moet doen. Jy sal vind dat wat jy wil doen, dit doen jy nie, en dit wat jy nie wil doen nie, dit hou jy aan om te doen. As jy dit in eie krag probeer. Wat ons nodig het is nie die kliptafels of die wet op die kliptafels nie. Wat ons nodig het is die wet van God geskrywe op my hart. En wat ons hier in vers 4 eintlik het is 'n vervulling van 2 Ou Testamentiese profesieë. Jeremia 31 vers 33. Maar dit is die verbod wat ek in die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet vir julle in julle binneste en skryf dit op julle hart. En dan Jesegiel 36 vers 26 en 27. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal julle hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees, die Heilige Gees, in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge sal onderhou en doen. In ons harte geskryf, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Sodat ons nie meer sal wandel volgens die vlees nie, maar sal wandel volgens die Heilige Gees. Maak dood, broer en suster, in jou wat vleeslik is. Maak dood. Maak dood wat geestelik is in jou, vleeslik is in jou. En lewe deur die Gees van Christus wat in jou woon en wat jou sal lei na die lewe. 'n lewe wat God eer hier en nou. 'n lewe wat ewig sal wees en uiteindelik sal beland in die teenwoordigheid van God die Vader, God die Seun en Heilige Gees vir ewig. Maak dood wat vleeslik is en lewe deur die Gees. 'n lewe wat lewe gee. Daar is 'n konstante geveg binne die gelowige. Dit het ons laasweek gesien. Moenie dit wegneem nie. Elkeen van ons veg teen die sonde. Dit is 'n geveg tussen wat ek wil doen, die wil van God, en dit wat ek wel doen, die sonde. Maar die oorwinning kom nie deur om in eie pogings te probeer om God se wil te doen. Die oorwinning kom as ons deur die Gees toelaat dat ons nuut gemaak word om te lewe vir God se eer. En so hier is my vraag vanoggend, broer en suster, ondersoek jou hart en vra vir jouself, is die vrug van die Heilige Gees sigbaar in jou lewe? Hier is die ding, die vrug van die Gees moet in elke gelowige se lewe sigbaar wees. Dis die teken dat jy 'n gelowige is. Dis die stamp dat die Heilige Gees in jou woon. Is die Heilige Gees in jou teenwoordig? Die vrug van die Gees is die teken. Nou dit beteken nie dat al hierdie dinge is perfek en 100% wat dit moet wees. Ons moet groei daarin, né? Vrug groei. Die put begin en dan uiteindelik, ek weet nou nie hoe werkvrugte die hele week maar vir my vertel, maar uiteindelik groei die vrug, né? En uiteindelik kan jy dit eet. So die vrug is, elke gelowige het elkeen van die vrug van die Gees, maar dit moet groei tot volwassenheid. En so hier's die vraag, is daar in jou liefde en blydskap en vrede? Is daar in jou lankmoedigheid wanneer jy in die sonde, teen die sonde moet veg?
en vriendelikheid, en goedheid, 'n begeerte na dit wat goed is. Is daar in jou 'n getrouheid? Hou aan om te veg, hou aan om te veg. Is daar in jou sagmoedigheid? En is daar in jou selfbeheersing? Beywer jou dag vir dag meer en meer om te wandel na die Gees. Hou op om te wandel na die vlees. Want daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. In Jesus Christus het ons die mag om die sonde te kan beveg. Hoe? Deur te wandel deur die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid. Here, dis 'n geweldige geveg en dis 'n geveg wat nooit ophou nie. Hierdie geveg teen die sonde is vir elke ware gelowige sy grootste worsteling. En ek bid Here dat U vir ons sal help om nie op te gee nie. Help ons om te volhard in hierdie geveg teen die sonde. Want ons weet, Here, hiervan is ons seker dat ons kan die geveg teen die sonde oorwin. Ons kan dag vir dag meer en meer leef om heilig te wees en wegdraai van die sonde. En inderdaad is dit so, Here, tot die dag van ons dood sal ons nog steeds sondaars weet. Ons sal hierdie geveg nie geheel en al wen voor ons dood nie. Maar tot dan, Here, kan ons dag vir dag hierdie geveg wen. En terwyl die sonde sal aanhou om te klop, ons hoef nie vir hom oop te maak nie, Here, en help ons om dit reg te kry. Help ons om nie oop te maak vir die sonde, as hy aan ons deurklop nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.